as jy coach en jy coach met 'n styl, kry jy die persoonlikhede in spelers uit. Want hulle weet wat jy sê, hulle weet dat hulle kan doen en nie kan doen nie. En dan kry jy die styl wat ek van hou. Dan kry jy ouens wat besluit om maar speel, tap, pass, dan kry jy 'n bietjie excited. Gilly, ek dink ek was verkeerd. Milan, ek luister by die radio. Daai afrigter het eintlik geweet waarvan hy praat. Okay, ek wil nou nie daar ou wees nie, maar wat het ek gesê? Mens wen nie die derby in Maart nie. Fine. Ons gesels vandag weer oor afrigters en ons ateljeegas is afrigter Gerry Visser. Gilly, ons is nou voel dit vir my midde in die rugby seisoen, nê. Ek bevind myself ook langs 'n skole rugbyveld en wat my nogals opval as ek nou op die paviljoen sit, gewoonlik so aan die oorkant, daar's al so 'n wit kol met seuns met die wit hemde gewoonlik, wit hemde, die old boy das en dan gewoonlik 'n snor en 'n bos hare. En wat my opval as ek na die oud spelers kyk spesifiek voor en na wedstryd, is hulle verhouding met hulle afrigter of hulle ex-afrigter. En daar is altyd vir my 'n mooi ding om raak te sien wanneer 'n kind oor 'n veld stap na 'n oud afrigter toe en jy kan sien, daar het iets moois gebeur in die laaste paar jaar. Daar's 'n mooi verhouding gevestig. Ja, en ek dink coaches, dis snaaks, mense dink 'n coach rig honderde mense in sy lewe af. Maar hy gaan onthou en sê, hoorie, so jy was 1997, jy was 2001, jy was 2014. Coaches onthou spelers en daai oomblik beteken vir hulle iets. Maar wat maak dat 'n speler daai moeite doen? En daar's 10,000 mense om hom en die coach is in elk geval besig. Hy wil graag dit doen. En dis 'n, ek dink, spreek van 'n verhouding wat oor 'n tydperk gevorm is, waar daar bloed en sweet was en waar iemand sê ek wil net gaan hallo sê. There's history. Ja. Ek was gisteraand het ons aan 'n lang tafel gesit by 'n ete saam met een van die afrigters van een van die skole, kom ons sê net maar van die top 10 spanne, rugby skole. En in die middel van die ete lui die afrigter se foon en dit is 'n speler wat verlede jaar vir hom op skool gespeel het, wat nou in Frankryk is, wat daar geteken het. En ons moedig hom toe nou aan om die oproep te neem, want dit maak nie vir ons saak nie, want ons almal om die tafel is sportouers. En dit was so mooi om daai gesprek te kon hoor, want dit is nou ons op speaker en ons en ons almal ken die kind. En om daai gesprek te hoor en hy het bloot net op sy bed gelê en sy coach gebel. Ja, in sy wêreld het nou ewe skielik baie groter geword as die dorpie waar hy op hoërskool was. En in daai oomblik dink hy, maar ek wil net my coach bel. Ja, en dis nogal uit my ervaring waar ek ook met mense werk vir 'n sekere tydperk in hulle lewe en dan split mense baie. Dis altyd lekker om te sien wat se mense hulle geword het. En dis altyd interessant, wie is die mense wat wel terugkeer of wat nou en dan inloer by jou. Maar ja, mense wonder tog, jy vergeet hulle nie. Ja, maar ook ek dink vir jou is dit erg as jy sien daar neem 'n kind deel by wie jy betrokke was en dit is amper soos 'n kind van jou of dis is 'n voeltjie wat nou die nes gevlieg het en miskien is daar nie kontak die hele tyd nie. Ja, en in my situasie veral, jy weet, as dit goed gaan met hulle sien ek hulle nie. Dis sleg vir besigheid, maar is fantasties vir hulle. En dis vir my net altyd lekker omdat ek weet sport is so fikkel op die ou einde en so min mense maak dit. Is ek in die eerste plek altyd trots op wat se tipe mense hulle geword het. En dit is, jy weet, baie keer sal ek dan vir die ouers as ek nog kontak met hulle op 'n manier het sê, so dit was so lekker om daardie een te sien. Hy's so gawe mens. En dit is, ek dink, vir 'n ouer ook lekker, want baie keer bly dit bietjie uit fokus uit as mens net dink aan sport. Maar dit bly raar, dink ek, om 'n afrigter te hê, want tog, ons hou almal van wen, tog wil jy 'n afrigter hê wat vaardighede leer en wat fokus op 'n uitslag maar tog ook verhouding bou. So ek dink om daai balans in 'n afrigter te kry is miskien raar. So daarom is dit vir my belangrik in seisoen 2 dat ons by hierdie mense uitkom. Ja, verskillende perspektiewe. Yes. En een van die afrigters wat ek dink nou nog as 'n balans geslaan het daar is
afrigter Gerry Visser. So ons het vir Gerry Visser genooi na die ateljee toe. Hy is 'n besondere persoon om mee te gesels omdat hy 'n afrigter is by Parel Boys High, 'n skool, maar ook die afrigter is van die eerste span by UCT, wat 'n universiteit is. So hy verstaan daai die groei wat met plaasvind van 'n skoolseun na skool. Ja, en hy het ook daai 2 verskillende weekies op en dit is duidelik in sy gesprek gewees. So ons gesels met Gerry oor hoe hy fokus nie net op wen of op die uitslag nie, maar op ontwikkeling. Ons gesels met hom oor hoe 'n afrigter bietjie duidelikheid kan skep in daai chaotiese wêreld van rugby en ook hoe 'n skoolkind sy stem moet vind as 'n rugbyspeler en nie net instruksies volg nie. Hier is Gerry Visser. Gerry, welkom by Kwartlemune. Dis lekker dat jy is. Ons gesels graag baie oor sportouerskap, maar ek dink altyd duik afrigters op. Voel julle of julle altyd in die spotlight is? Ek dink deesdae met sosiale media en so as die afrigters meer op die spotlight as in die verlede. Maar dit is maar deel van die gig, as jy sal sê. Is maar deel van die werk. Ja, voor jy het verskillend op, want jy is betrokke by Skodersport, maar ook by Worstikap. Skole is 'n bietjie meer emosioneel. Ja, en dink die ouers het baie belang in want die kinders hulle support en is 'n regte 'n familie setup by skole. Waar universiteit gaan maar meer oor die produk, gaan maar meer oor die rugby. En is 'n bietjie meer net jy en die speler of jy en die student. Die ouers is 'n bietjie meer op die backseat daar wat die dinamika 'n bietjie anders te maak. Toe jy in afrigting ingekom het jy ek wil amper sê het jy gebargain op of was jy bewus van die rol wat 'n ouer sou speel in jou hele reis as 'n afrigter? Dis wel 'n goeie vraag. Ek dink dit was 'n bietjie naïef, want vir my het dit baie gegaan net oor die rugby en hoe jy dit speel en hoe dit lyk. En toe ek nou soos 'n bietjie ouer raak en meer begin coach, toe kom jy agter maar daar's nogal baie dinamika tot dit. Dis nie net die kind nie, dis nie net die coaching nie. En die ouer se rol is baie groot, want die ouer het massive invloed op die kind se gesondheid, happiness, al daai tipe goeder. So mens kom agter dat die ouer en die seun werk maar saam en hoe beter daai koneksie is, ouer coach, seun coach en ouer, hoe beter vir die span, hè. Ja, en jy deel ook met 22, 23 verskillende individue in een span. So dis ook nie 'n one size fits all nie. Nee, daar's nie een resept nie, ek wens al was. Maar dis ook really baie cool in vir IBS. Dis 15 persoonlikhede op 'n veld of as jy 2 spanne het, dis 30 persoonlikhede. En hy het ook nou en dan website. Sê wat dit ook handle. Maar wat baie nice is in die ou dae was dit half jy sê een ding almal met dit doen. Deesdae dink ek met die jonger generasie het social media wat dit is kinders baie meer oop vir nuwe goed, nuwe maniere om te leer en die persoonlikhede verskil verskriklik. So dit is altyd vir my baie interessante ding met coaching. Ek dink dis wat my nogal involved vir so lank. Is almal reageer verskillend onder pressure, almal leer verskillend en dis die cool ding wat jy moet uitfigure. Wat werk vir jou span en hoe kry jy ouens om te doen wat jy wil hê hulle moet doen, maar op hulle manier. En dit hou dit nogal altyd interessant. Sou jy sê die hoeveelheid tyd wat jy spandeer het aan gameplan, struktuur, dis hoe ek het gaan afrig, het met die tyd bietjie minder geword en hoe om die beste uit 'n speler uit te kry, het bietjie meer tyd begin vat. Dat was 'n baie cool vraag of debatteer dit baie en ek stem nogal saam met jou. Ek dink 'n happy speler, 'n goeie speler is akkuraat. Hy's goed, hy's lus, hy's amped om te speel. Daar word baie keer tyd spandeer aan gameplan en goeders. En jy sien dit nie altyd dieselfde. Jy doen nou 'n spesifieke ding en dan sien jy dit. Maar as ek wil so verduidelik, as jou basis reg is en jy en die speler vertrou mekaar en jy weet hy's goed gecoach en hy is happy, hy's op 'n goeie plek, dan kry jy die result. Want hy is nie bang om besluite te maak nie, hy's confident op die veld. En ek dink dis baie meer belangrik as baie keer 'n goeie plan. 'n Goeie plan is nodig, dit is maar nodig, maar jy het die speler nodig om uit te voer. As 'n speler confident is en hy's confident in sy abilities in homself, dan maak dit net die span baie sterker. Wat is die uitdaging vir ouers, nê? Want ek dink dit is ook soos jy nou gesê, dis nie iets waarop jy noodwendig gebargain het nie. En ons het nou baie ouers wat kyk en luister. Wat is ons as ouers se werk in daai konteks van kom ons sê skoolrugby? Ja, ek sal dit baie versigtig aan die eerste plek.
Maar ek dink 'n ouers se werk is om die belange van die kind te kyk. En dit is jou mynwerk. Is hy happy, geniet dit. Ek dink omdat skole rugby baie groot geraak afgelope paar jaar. Soos ons nou gepraat oor schools en scales van 10,000, 15,000 wat kyk. Voel ek dat dan nog steeds die basics moet nog steeds wel bly. Die ouers is daar om die kind te support, die ouers daar om seker maar die kind geniet het en die kind is happy. En ek dink dis die groot werk, maar partykeer waar die moeilikheid inkom is as 'n speler gedraap raak of iets gebeur soos daai, dan is dit onmiddellike bekleierheid as 'n ouer en coach en dit raak baie emosioneel. En ek sê ook 'n ouer moet beklei vir sy kind, maar moet verstaan dat sekere goed jy moet leer. Jy leer die disappointment uit, jy leer die highs en lows uit. En ek weet dis die ouers se werk om daai te manage. En dis die coach se werk vir my is om te kyk hoe dit lyk of die kind kan produce op die veld, dis sy werk. So hy moet die beste span kies, hy moet die beste moontlike ouens kies in die regte posisies. Ja. En jy moet daai besluite maak. En ek dink as 'n ouer 'n great supporting role speel by die huis, is kinders word algemeen happy. En ek dink dit sal ek sê in 'n nutshell wat ek voel ouers kan doen. En dan in die ander asem ook, is my groot ding. Rugby het nou baie groot geraak. So coaches is ook baie meer dinge in beheer van kinders se emosionele welstand. Jy moet seker maak jy weet wat gaan aan met 'n laaitie. Ons baie goed, daar's Instagram, daar's TikTok, mense post goed. En skole rugby is wolbes daar. Jy speel 18 ons het nou 'n keer by ons speel, nommer 10. Hy het een of twee keer 'n bal opval, dan as jy weet seker, dan is dit op TikTok en sulke goeders. En ek dink dis belangrik om te kyk dat daai tipe goed beheer al. Dat coaches weet wat gaan aan en sê hy is fine, ons speel rugby, dis wat ons fokus maar nie wel nie. En ouers ook verstaan dat daai tipe pressures is op 'n kind. En 'n mens moet dit hanteer, want as jy dit nie hanteer nie, hockey dan moet jy nou voor lief is, dan nie meer so lekker nie. Nou, ek dink dis 'n groot deel daar van die skool. En baie van die seuns is reeds gedrewe, reeds gemotiveerd. Hulle wil reeds goed doen. So, hoe hanteer jy daai moeilike situasie van waar pas ek druk toe en waar haal ek die druk af? Ek vind vir my dit kom baie op dat ons nou voorheen gepraat het oor die result. Hulle moet verstaan dat hulle werk is om te speel en hulle moet worry oor hulle performance op 'n Saterdag. Die result en daai tipe goed sal kom van self. En ek dink vir 'n groot ding vir my is wat ek allemaal geleer het deur coaching en daai tipe goeders. Wat 'n mens doen as jy nervus raak as jy coach, sê jy coach van 3 tot 4, maar ewe skielik coach jy langer. As dit van 3 tot 6, want jy is nou bang, jy is nou nie voorberei nie. En ek dink om daai laities wat gedrewe is en so, as jy volgens net 'n program werk en sê hey, ons hoef van 3 tot 4 dit, dan is ons klaar. Dan gee hulle ook tyd om te fokus op wat hulle moet doen. Jy gee hulle ook tyd om af te switch. Dis elke wag, rugby is nou klaar en rugby sê alles. Ja, van 3 tot 4 is rugby, dan het ek huiswerk, dan het ek my ma en my pa, dan het ek dalk my meisie of my girlfriend, dan beweeg jy lewe aan. Maar wat baie keer gebeur is rugby raak grootendeels alles. Ja. Dis elke oggend, dis elke middag, dis elke aand. En dan dink ek sukkel oudjies veral oudjies wat gedrewe is en met skoolwerk en al daai tipe goed. Dis moeilik om heeltyd besig te wees met een ding en een ding is jou alles. Ek dink dis waar die balans, jy moet daai balans hê. Is jy opgewonde oor 'n skool rugby in Suid-Afrika? Dit het definitief baie groot geraak. Dit is massively massive. En ek dink die interest is insane. Ek dink almal wat dit kyk, almal stel belang. Daar's Noord-Suid toernooie, dis wille klawe. Ek dink dis massively deur die dag. Maar ek raak nou oud of iets dan, want ek gaan op 'n bietjie nostalgies en dan dink ek aan is die produk wat ons wil lewe, die produk. Ek wil nie sê van die eksterne, die mens nie. Is dit nog gefokus op ontwikkeling? Is dit gefokus op speel? Is dit gefokus op geniet? Is dit gefokus op ons wil die lekkerste rugby speel wat jy kan? En dan partykeer die antwoord is jy speel op wille klawe, jy moet wen. Dis hierdie kompeteer, daar's rankings nou uit, die rankings verander elke weer. En dis wie's top 5 en is so weer eens op social media, dis Instagram, dis of en dis nie so 'n deel van my moderne daai nie. Myne gaan met die speel, ek ben partykeer op daai level. We gaan almal nou sekere shape speel en so, want jy is gefokus om te wen. En dan weet ek nie of die ontwikkeling en die genot en kry die kinders die geleentheid om te speel en dit te geniet. Ek weet dit altyd so groot is meer nie. En ek dink die kompetisie word al groter, soos Noord-Suid moet jy goed lyk, ek dink ons die verseker beker is. Joburg was dit. Ja, dis 'n pro Oswees toernooie. en ek weet nie altyd op daai ontwikkeling en die genot deel
altyd nog so groot is nie. Ek praat maar van my opinie, nie almal nie. Baie mense wil wen en dis hulle doen. So, daar is wel vir my, dis my thing, jy is die hele tyd op kamera, ja, as jy as spelers deesdae die rug daai, dan sit hy, het jy gesien op TV, daar gedoen dit, so jy is baie onder die spotlight, en jy is 17, jy is 16, 17, 18 jaar oud, en ek weet die baie keer dink ek, die spotlight is 'n bietjie groot, en, maar ek hou van, soos ek gesê het, ek hou van 'n styl, en baie keer as jy baie level speel, is maar jy moet nie konservatief wees nie, maar dit gaan ook oor wen. Ouens begin baie vroeg veilig speel eintlik op 'n risiko en jy moet vreesloos wees. Ek wil hê, dis deel van ontwikkeling, jy moet speel, jy moet hardloop, jy moet dit geniet, en dan, jy moet 'n produk in die wêreld insteek, as ou kind nou, waar die Kaap toe gaan, of Jeppe te gaan, of Natal te gaan, omdat mense sê, yes, jy ook kan jol, en dan, dis daai coaches wat daar kom hulle in shapes in te sit, ek dink as ons werk om vir hulle alles te leer wat jy kan, hoe die game en wie jy speel. Wat is vir jou die groot spronge wat 'n speler moet gee van onder 16 na eerste span en van eerste span na Varsity Cup senior op die punt om provinciaal te gaan speel? Okay, vir my van onder 16 na 19 is verseker, die conditionering is 'n massive aspek, jy kry kilometers van Mona's affies en so, ja, die Suid-Afrikaanse kinders is massive, al die rest ook is groot, en baie emphasis is op die conditionering, gym, al daai tipe gewissen, ja, en ek dink dis 'n groot deel van die. Ek dink dit kan baie keer is dit 'n bietjie te erg. Ek dink skills en daai goeders moet ook in plek wees, maar dis 'n groot sprong van 16 na 19 met jy deel 2 jaar, en ek dink fisies is dit, jy speel groot spanne, so dit vat 'n taal, so ek dink conditionering daal is massive, en dan vir my van eerste spanne waar's die klap toe, as dit baie die manier wat jy oefen. Skoolrugby vir my is mens kan baie tyd mors, en is meer van 2 tot 6, dis nou jou skooldag, so ons oefen van 3 uur tot 6 uur, en ons gebruik daar voltyd. Varsity is 'n bietjie meer dinamies, bietjie meer professioneel, so ouens van die oggend gym, oggend oefen, en dan in die middag is dit 'n meeting rugby, en die rugby is met al die aspekte, fitness, structure, skills, alles in plek, so jy oefen 'n bietjie vinniger vir die varsity, en jy moet gewoond wees aan, jy het 'n uur en 10 minute as jy klaar, jy moet insit, en die levels is 'n bietjie meer intens. Ons skole eintlik dink ek, jy het nog tyd tot daar is, 20 minute splits. Varsity is goed, baie vinniger, verskriklik, en ek dink die detail hoor massive daar. So as jy 'n meeting het, goed neerskryf, en ja, ons het nie baie tyd nie. So as ons iets sê, en jy doen dit so, dan dis dan maar so. Ja, so jou tyd om goed te vang is baie korter. Jy het nie so baie tyd nie, jy het so 10 minute, dan moet jy dit onder die knie hê. En ek dink, een ding wat 'n rugby speler sal moet leer van skool af, is time management. I think dis 'n massive ding. Tussen Boys High en UCT, jy al baie ouens gesien wat jy gedink het, daai gaan definitief verspring word. En dan het jy ouens gesien wat jy gedink het, yes, maar hy vlieg net elke keer in, maar daai ou bly progress, en daai ou te loopbaan vandag. Wat is daai skill, as jy moet sê, wat maak dat daai ou wat jy oortuig was, dit gaan maak, dit nie maak nie, en die ander ou wel? Ek dink daai, ja, 'n goeie vraag. Vir my gaan dit baie keer oor, daar's twee punte hier. Het gaan vir my oor vasmat, party ouens grind dit uit, en dis party keer die ouens wat dit baal, maar daar's net baie, hulle gee net hulp. Hulle oefen, magies ook, soos nog 'n paar van klub. As hy klub en speel hom so hard as hy Varsity Cup en speel. En daai maturity vat jy baie ver. Want skoolrugby in die begin is baie excitement. Op die einde van die dag by Varsity en by DP is dit hoe noem jy dit, consistency. Elke Saterdag moet jy kan perform, elke Maandag moet jy kan perform. En ek dink daai tipe spelers wat gewoond is aan fight, gewoond is aan hard werk, ek dink hulle kom baie ver. Want hulle figure dit uit ook. Hulle figure uit hoe moet 'n maat werk. Wat moet ek doen, wat moet ek beter doen, en ons bereid om aan onsself te werk. Ek dink baie ek weet daai woord word daar gebruik. Spelers met coachable. Vir my is dit nie so massive woord hè. Ek dink almal wil beter. Vir my is dit jy moet jouself kan beter. Jy moet kan conversations hê met die coach, en jy moet kan besef, okay, as ek dit en dit goed doen, speel ek. As ek dit en dit nie doen nie, speel ek nie. En ek dink as jy dit kan besef van 'n voorouderdom, dat as ek seker goed kan regkry, dan gaan die coach my kies. As ek nie, dan gaan ek dan op die bank sit, en dan die ander part van die vraag is, en ek weet mense gaan gou val, ja, Afrikaanse mense. Ek weet baie van dit is luck and timing. Ek dink, daar's 'n ouetjie wat by Varsity gespeel het, Jack Bernardi, uit vleuel gespeel.
Hy was so op 9 km met Mixie. Hy was in die WP en Mixie. Hulle het na hom gekyk, maar hy was there but not there. Dit 'n massive World Cup, geen beserings, gestart, 'n great World Cup gehad en van daar af is hy by die WP, van daar af is hy na die SA jonge 21 span toe of ja, en hy het daar gejoin, hy's nou set, daar gaat hy. Hy bring baie met timing en 'n bietjie laat en vir my is daar gedurs as jy by die regte plekke uitkom en jy kry jou tyd, dan moet jy jou tyd gebruik. En dis baie keer moeilik vir 'n rugby-speler. Jy kan baie goeie rugby-spelers wat dit moes maak. Dan jy besering op verkeerde tyd of ja, dan maak jy nou nie spanne en rugby deesdae dit beweeg nogal vinnig. Ja, as jy so 6 maande uit is, dan sal nog 'n ouetjie wat net so goed is of 'n bietjie beter. Ja. En ek dink dis nogal moeilik. En beserings speel ook 'n groot rol. As jy kan beseringsvry bly, is dit 'n goeie ding, maar jy kan nie. So die management van beserings om professioneel te wees. As jy beseer is, moenie gou verloor met die span nie. Werk hard, maak seker jy doen jou rehab, maak seker jy bly by die game, maak seker jy hoor by die coaches, maar jy gaan nie pas op ander tipe werk. Ja, ander tipe werk. Want jy kan nie op die veld wees, maar jy kan nog steeds jy ander. Ja, kyk wat ek ook nou hoor, wat so 'n bietjie van 'n penny drop vir my is dat ons as ouers, ons kinders kan leer om verantwoordelikheid te vat vir hulle eie reis. Hy kan nie iets doen aan die beserings wat hy kry of die geleenthede wat hy nou nie kry nie, maar daar's tog goed wat 'n mens kan beheer. En ons dink nie noodwendig daaraan dat ons vir ons kinders kan leer hoe praat ek met 'n coach? Dis kommunikasie. Dis iets wat jy vir jou kind kan leer dat as jy met hierdie volwassene in jou lewe so kan kommunikeer, dan kan dit jou so ver vat. Time management, sulke tipe van goed. So daar's baie wat 'n ouer kan doen om buite die rugby konteks om tog nog die opvoeding te doen om 'n kind reg te maak vir as daai geleenthede as daai deel. Ek dink baie belangrik fit, want as jy kyk soos ek sê na die Engelse, soos dit is not ook reg, maar die Engelse skole, ons kry baie ouens uit Michael House, Onamos, Bishops en so by UST. En daai ouetjies is baie gemaklik om conversations te hê met die coach of met ouer mense. Hulle is baie candid vir wat moet ek beter doen, wat moet ek nie doen nie. Die Afrikaanse ouetjies is baie loud. Ja, I'm a conservatief, yes, en ek coach is reg, okay. En ek dink dis 'n groot ding van skole af en dis ek wil sê, as jy shape het so coach op skole, die ouetjies leer net om ja en amen te sê. Ja, okay, cool, I get it, I sal sê. Maar dan hy geen nie sy opinie nie en elke jong ouetjie het 'n opinie. Hy weet wat hy wil doen en nie wil doen nie. En hy's ook slim genoeg. Die wêreld is groot, dis daar jy sien hoe ander spanne speel. World Cup is goed gedokumenteer, Currie Cup, alles is op TV, URC. Hulle kyk, hulle weet wat spelers doen en nie doen nie. Hulle weet hoe spanne speel. Hulle is nie so agter as mens dink nie. En dan baie keer van skole af, Afrikaanse skole bietjie meer konservatief. Jy doen wat ek sê en dis wat dit doen. En dan kom hulle by waarste en dan partykeer is die probleem is hulle praat net nie. Hulle vra nie vir coach, asof vir coach vra luister jy, wat kan ek doen nog so 'n coach vir hom sê? Baie stillerig en dan partykeer raak jy verlore in die system. En ek dink dis al 'n groot tool vir 'n speler. Dis 'n verskil tussen arrogant wees, maar as ek vir die coach van luister, ek sien dit en dit en dit. Ek verstaan dit glad nie of ja, ek moet dit en dit doen, wat moet ek meer doen? En dan sou jy sê en ek dink daar begin groei, dan kan jy beter raak. Dan kan jy dit vat en jy kan dit maar beweeg. Maar as jy heeltyd net stil bly, jy gaan net doen wat jy dink is reg. En ek dink daar's 'n partykeer vir my groot agterstand uit soos Afrikaanse skole. So ek sê net met UCT, nou kom daar dat ons is daar vir sê 16 Engels en dan Afrikaanse ouetjies en dan ander. So en die Afrikaanse ouetjies is altyd bitter oorwen. Jy sien nie veel die blystel tot al water glad op. So yes, die kultuur op self aanpas en dan raak hulle 'n bietjie lewendig. En dis altyd vir amazing transformation. Hulle is in die kultuur van die beginseltjie, hier ons 2 maande iedere speel ek. Ja, okay, cool. Is al lekker. Maar en dan sien jy 'n persoonlikheid. En ek dink dis my groot learning curve in 'n professionele rugby of daai tipe rugby is. Jy moet verantwoordelikheid vat vir jou performance. Jy moet as jy wat speel, so en as jy wat weer moet speel. So jy moet seker maak jy's op die selfde bladsy as wat die coach wil hê of as wat hy van jou verwag. Gerrie het net 'n woord gesê wat ek nou wil teruggaan, want dis vir my altyd lekker om in daai situasies te wees. Jy het gesê die middag het julle 'n meeting voor julle veld te gaan. Wat gebeur in daai meeting? Want ek dink baie keer is dit soos net tyd op die veld tel volgens mense. En daai oomblikke van die veld af is eintlik belangrik. Ja, dit is
So ek sal maar praat van UCT. UCT is gebaseer op baie van en rugby, maar ons glo daar moet 'n van element in alles wees wat ons doen. So die meetings is baie ek sal nie heeltemal uitpraat oor alles hè, maar ons glo aan soos jy wen so verloor jy. So as ons wen, dan gaan ons uit, ons drink 'n bier, ons gaan hier. As ons verloor, doen ons dieselfde. Ons geen hoekies nie, daar's nie ou wat sulkie, almal is saam en almal geniet, want dis nie een persoon nie, dis die span. So in die meetings so ons sal altyd 'n van elemente. Ons noem dit dan maar die son, wat is dan maar 'n bietjie lig sit op pad, foto's van ouens wat nou 'n bietjie uitgegaan het die aand, of 'n snaakse foto hier, of sien wat die ou nou gesê het en so. Laat die ouens net lekker lag en engage. Wat my groot ding met 'n meeting, as jy sê 'n meeting, dan is dit gewoonlik een wat praat in die race. Maar ons soek engagement. Jy wil hê spelers moet iets sê, hulle moet 'n opinie hê, jy moet sê nee, ek het so gedink, ek het so gedink. So ons begin met 'n baie fun element, en dan sal ons begin met net vinnig attack sal praat, defense sal praat, en as 'n breakdown, wat ons van jou soek vir die maandagwedstryd, en wat ons gaan oefen. En hoekom ons dit wil oefen, want ons wil dit en dit regkry, en dan gaan ons. My expectations is helder. Niemand twyfel daaroor. En ons groot en mooi woord op met ou clarity. Ons gaan dit en dit oefen, want ons voel dit en dit gaan werk. So dis wat ons gaan doen. En ons verwag dat jy weet wat jou job is, jy weet wat jou rol is. En as jy daai clarity het, dan kan jy voluit gaan. Maar as jy nie clarity het daar nie, dan partykeer, weet jy nie wat om te doen nie. So met daai clarity kan jy nou 100% ervan. En dis wat ons van jou soek. Baie dankie dat jy vir ons wat ek hoor van ons gesprek is dat dit gee vir my 'n blik op waarvoor berei ons rugbyseuns voor. En wat kan ons as ouers in plek sit bakke en coaches in skole in plek sit sodat 'n mens by daai enjoyment kan uitkom. Dit was baie lekker geweest en dankie dat ek kon kom en dit was lekker om oor die program te chat. Dankie Gary. Ek het Gary se gesprek nou so geniet. Omdat hy behalwe nou vir sy persoonlikheid. Ja. Hy is besig. Ek is bly hy was nie 'n kind in my klas want hy het nie vir een oomblik stil gesit nie. Ja. Ja, maar ek dink daar's iets van daai wat oorspoel. Dis 'n kultuur, dis 'n atmosfeer wat oorspoel na spelers, want dit lyk vir my asof hy geniet. Hy wil daar wees. Hy daag nie bloot net op nie. En dit is aansteeklik. Daar's natuurlik baie van wat hy gesê het wat ons op kan fokus en wat mens voel jy dieper in wil delf, maar daar's een ding wat nou vir my uitgestaan het en dit is hoe hy gepraat het van hoe 'n Afrikaanse kind en 'n Engelse kind verskil. En dit het vir my as 'n ouer laat dink dis nou verby. Ek kan nou nie meer teruggaan. Dis uit die stalle uit. By die stalle uit. Maar ek sou wou teruggaan en miskien my kind meer bemagtig hoe om met 'n afrigter te praat. Ek dink dis by UCT het hulle baie unieke omgewing omdat die balans daar tussen wie kontrakte kry op die ou einde is oorwegend seuns uit Engelse skole, baie keer privaat skole en dan enkeles van Afrikaanse skole. Waar dit ek dink by baie van die universiteite andersom is. So dadelik is daar 'n ander kultuur in die span en in die omgewing. En hy daai wat hy duidelik gesê het is die Engelse ouens is gemaklik daarmee om te bevraagteken, om 'n opinie te hê, om iets op te bring en dit vat die Afrikaanse seuns 'n rukkie om daarby uit te kom. Maar is dit dalk iets wat Afrikaanse afrigters aan moet dink want dit is so die seuns is net ja coach, nee coach, goed coach. Kan 'n afrigter ook want ek gooi dit nou na die ouer toe, dis die ouers se werk, maar is dit nie so dat afrigters in Afrikaanse skole dalk kan help met daai meer dit toeganklik maak vir 'n kind om sy opinie te gee of Ek dink die oorsprong is daai gesegde kinders word gesien maar nie gehoor nie. So dit word op 'n manier gekweek by die huise en dit spoel oor in ons onderwysstelsel in wat maar Christelik nasionaal is in sy DNA nog en dit spoel oor nou daar afgerig word. En daai hiërargie en die moeilike ding is, dit is iets wat die onderwyser, die ouer en die afrigter moet aanmoedig. Maar jy moet daarmee dan besef, jy maak die deur oop vir iemand wat dalk van jou gaan verskil. Iemand wat dalk bietjie nou en dan gaan konfronteer. Iemand wat dalk net 'n ander opinie gaan hê of net gaan bevraagteken en nie net alles gaan aanvaar wat jy sê nie. En dis 'n ongemaklike situasie vir mense wat in 'n tradisionele hiërargie
posisie is om te hanteer. Kan jy daai wrywing wat konstruktief eintlik is, kan jy dit hanteer? Wat het vir jou uitgestaan die meeste in Gerrie se geval? Wel, soos ek in die onderhoud gewys het, jy weet daai idee van wat hulle by UCT sê in die oggend is hulle, jy weet, doen hulle fiksheid en kondisionering en bietjie tyd op die veld en dan die middag begin hulle met 'n meeting, 'n vergadering en ek het teruggegaan en vir hom gevra presies wat daar gebeur want vir my is daar baie keer wat ek noem mindless coaching of mindless practices waar almal daag op, meeste mense is 'n minuut laat en jy hardloop net op die veld en die fluitjie begin blaas en almal hardloop, maar daar's nie 'n intensie wat aan die begin van die oefening geskep word nie. Wat gesê word, dit is wat ons vandag wil doen en dis hoekom ons dit wil doen. Dis gekoppel aan wat ons in 'n vorige wedstryd gesien het of dis wat hierdie naweek gaan belangrik wees en om dan te sê ons gaan doen dit dadelik op 'n hoë vlak. So ons oefen al hoe minder, maar al hoe beter. En dis 'n doelbewuste besluit wat 'n coach kan neem om te sê ek kan kies hoe ek wil afrig. Ek hoef nie dit te doen omdat ons al vir jare lank dit so doen nie. En daai thoughtfulness was vir my net interessant geweest. Maar ook in daai selfe asem was daar tog die pret. Ja, By daaiselfde begin met pret. en ek dink ook dan as op toere of as hulle teruggaan soos wat hy gesê het, na die wen, na die verloor, almal gaan drink 'n bier nog steeds. Dis al shenanigans is nog steeds, dis nou die biertjie is nou op universiteitsvlak. Dis seker as jy vir 'n matriekseun sê hy kan 'n biertjie gaan drink, gaan hy vir jou baie van jou hou, maar Ja, niks bevraagte. maar die pret vir my en die omdat skole rugby spesifiek so geweldige hoë druk omgewing geword het, wonder ek of afrigters en skole onthou daai pret oomblik. Laai die kinders in 'n bus en gaan swem in 'n dam of eerder as om net 'n instruksie te gee. En veral, jy weet wat jy in die begin gesê het, hierdie tyd van die seisoen. Almal begin moeg raak. Dit is al nou 'n malle rit gewees, ons hoogtepunte, daar's laagtepunte. Party matrieks begin dink oor die lewe na skool, daar's eksamendruk. So hoe maak ons dat ons mense net weer bietjie nader na ons toe bring, net weer bietjie opgewonde kry? En ek hoop dis iets wat afrigters hoor as jy weet uit die gesprek met Gerrie is, dat mens doelbewus dit kan aanspreek. Die ander ding wat vir my wat ek baie van gehou het, is wat hy gesê het. Daar in 'n halftyd is vir my 'n baie interessante omgewing in 'n sportspan. Want wat is die belangrikste ding wat jy wil hê in daai halftyd? Jy wil hê die mense moet in die tweede helfte ingaan, gemotiveerd, maar met duidelikheid oor wat nou moet gebeur. En die coach bepaal dit. Ja, dis die duidelikheid in daai chaos. In plaas daarvan om te sê hier's 10 goed wat my pla, hoor jy hier's 2 goed wat ons nou gaan doen. Daai klem weer eens is iets wat in 'n baie emosionele oomblik, almal is moeg, dit was dalk 'n moeilike helfte. 'n Coach is die een wat daai kalmte moet bring en daai duidelikheid moet bring en sê ouens, ons gaan nou niks kan verander in die eerste helfte nie. Kom ons kom terug na wat ons gesê het ons wil doen en kom ons doen dit op hierdie manier. Is daar iets want ons praat nou, omdat Gerrie 'n rugby afrigter is, praat ons nou oor 'n rugby konteks, maar jy werk met baie individuele sportkinders en ook, hulle tog ook almal 'n afrigter. Is daar iets wat vir jou resoneer met wat hy gesê het, wat mens kan deurtrek na 'n afrigter met 'n individuele speler? Ja, so ek dink daar in Suid-Afrika is mens nou ongelooflik bevoordeel dat jy in 'n rugby, netbal, hokkie konteks altyd jou afrigter by jou het. Maar baie keer as hulle atlete aan 'n byeenkoms gaan deelneem en sy afrigter is nie daar nie, want sy afrigter het klomp verskillende atlete wat op verskillende plekke deelneem. En daai individuele atlete kweek vinnigere onafhanklikheid, want ek het nie my afrigter die hele tyd by my nie. Maar ek dink by individuele sporte gaan dit veral oor wat gebeur op die oefeningbaan. En daai selfde beginsel is soos in plaas ons het net 'n uur om te oefen, maar daai 5 minute in die begin van 'n oefening, 5 minute aan die einde van 'n oefening is meer waardevol om hierdie tipe koneksie oomblikke te hê as om te sê ons oefen die volle uur en ons praat glad nie met mekaar nie. En dit spoel daarna toe oor vir my. En wat ek gehou het van Gerrie, wat ek agtergekom het is hy besef jy het ook individue in 'n spansport. So jy moet jou benadering bietjie aanpas om te besef hierdie speler kan ek maar druk. Hy is mal daaroor. Maar daai speler moet ek bietjie sagter benader.
En in individuele konteks is dit baie ook dieselfde om te sê vir 'n afrigter. Ek kan nie alle spelers op dieselfde manier afrig om tennis te speel of om te swem of om atletiek te doen nie. Iets wat ek dink ek nie genoeg benadruk het oor Gerry spesifiek nie, is hoe mense hom ag in rugbykringe. Daar word nogal gepraat oor sy siening, oor sy rugby IQ. En wat vir my interessant was, is hoe hy gepraat het oor toernooie. En die plek van toernooie en hoe dit dinge soms bietjie uit balans uittrek. Ja, dit was ek het vir hom gevra, jy weet, dit gaan so goed met Suid-Afrikaanse rugby, jy weet, van bo tot onder en wêreldwyd op podcast hoor jy net hoe Nieu-Seelanders nou ewe skielik vermur was, hulle praat oor Suid-Afrikaanse skole rugby. En ek is altyd bietjie bang as dit te goed gaan, want mens mag dan nie rustig, jy weet, gerus wees nie. En dit is moeilik om dan foute gaan vind, want almal is happy. Maar hy het vir my in daai oomblik iets baie belangriks gesê. Jy weet, 'n seisoen weet ons nou is lank en 'n seisoen is vol, maar daar is te veel oomblikke in 'n seisoen wat hoogtepunte moet wees. Daar's 'n voorseisoen, want 'n Paasfeestoernooi is al einde Maart, begin April moet 'n span ongelooflik doen. En dan is daar Noord-Suid en Wilde Klawer en die Versekerbeker in die noorde en elke naweek is daar 'n groot derby. En hy het dit nogal uitgelig as iets wat hom bekommerd maak om te sê, ons rig dan eintlik van Maart af tot Augustus op 'n week tot week basis. So op die einde kan jy aan die einde van die seisoen kom, want jy het soveel peaks gehad, dat jy nooit eintlik 'n beter speler gemaak het nie. Jy het net afgerig vir die volgende toernooi en vir die volgende wedstryd. En vir ons as ouers moet ek jou sê, ons beplan ons kalender volgens hierdie toernooie en ons geniet ook, sommige, ek praat nou van die kringe waarin ek beweeg het baie geniet om as 'n ouer groep of as vriende met kinders in dieselfde sporte te gaan toer en te gaan kuier en te gaan ondersteun, maar ons maak dit nogal groot. Dit word nogal belangrik en ek dink mens kan dalk daar ook as ouers miskien besef dat dit alles hoef nie, soos wat jy noem, 'n piek te wees. The stakes can't be high all the time. Ja, jy weet, daar's elke 4 jaar 'n rugby wêreldbeker. Maar met skolesport maak ons nou elke tweede naweek 'n World Cup. En alles word geplaas daarop en as ons nie goed doen daar nie, dan is ons hele seisoen in gedrang. En daai kortsigtigheid waar jy net week tot week afrig, is wat Gerry vir altyd gewaarsku het, want hy verstaan daai balans om te sê ek moet spelers toerus dat hulle in enige ander stelsel kan gaan speel. Ek kan hulle net op een manier afrig vir hierdie span vir hierdie seisoen vir ons om te wen nie. En dis omdat hy daai twee hoede op het van ek rig op skolevlak af, maar ek rig ook mense af wat dit vir 'n lewe wil gaan doen. En dit is wat sy uitgangspunt vir my baie uniek en kosbaar maak. En opsommend nou, wat sou jy graag wil hoor, moet 'n jong afrigter vandag hoor? Ek dink jy kan tyd wen in jou lewe en in jou loopbaan deur ervaring vinniger op te doen deur te luister na afrigters soos Gerry om te sê, vind jou manier van afrig, maar hier's 'n paar beginsels wat jy nie 10 jaar hoef te wag voor jy te begin toepas nie. En vir my is dit om daai absolute intensie te bring na elke oefening toe, om te verstaan dat almal is nie dieselfde nie en om te sê dat as ons fokus op ontwikkeling en die toerusting van 'n speler, gaan ons in elk geval goed doen. En dis die geheim. Ek beloof jou, Gerry Visser hou nie van verloor nie. So gemoedelik en so lekker ou soos wat hy is hy daar vir die wen. Maar hy het besef, dis nie die een of die ander nie. Die een bring jy by die ander een uit en hy die volgorde reg. Ek dink wat vir my, kom ons sê my takeaway van die gesprek met Gerry was eintlik 'n bewuswording van waar ek as 'n ouer in die driehoek inpas van die kind, die afrigter en die huis. En dat ek my kind eintlik kan bemagtig in die verhouding met sy afrigter. Ons is so gewoond om afrigters af te kraak of te bespreek op alle vlakke as ouers, maar ek het 'n rol om my kind op te voed om 'n stem te hê in daai konteks, nog steeds respekvol,
Ons hoef nie die Afrikaner manier heeltemal af te skiet nie. Hy kan nog steeds goeie maniere hê, maar ek dink om verder te gaan, om eintlik daai deur vir hom oop te maak en te sê, as jy 'n volwasse afrigter het, wat is jou plek? Wat is jou stem? En hoe kan jy kommunikeer in daai situasie sodat jy eendag, as jy in Frankryk sit, jou foon optel en vir jou afrigter bel en sê, ek mis jou. Ja. En dit is wat ons op die einde wil hê, jy weet, of iemand dit maak of nie, wil ons sê hierdie hele ervaring moes van hulle beter mense gemaak het. En ouers moet nie getraumatiseer word nie. En meeste afrigters is eintlik besig om hulle beste te gee. Ek besef dit en ek wil hulle aanmoedig om net te sê, jy gaan dink net nou en dan, hoe doen jy dit? En hoe wil jy dit doen? Niks keer jou eintlik nie. Ons hele gesprek met Gerrie Visser is beskikbaar op Spotify, want Gerrie het baie gepraat. So ons het net gedeeltes daarvan nou vir julle gewys, maar as jy wil die hele gesprek, en dit is 'n baie insiggewende gesprek, as jy daarna wil luister, gaan na Spotify en luister na ons hele gesprek met Gerrie, en dan kan jy sommer seker maak jy is deel van ons gemeenskappe, of dit nou is op WhatsApp of op YouTube, raak deel van ons kanaal, sodat jy weet wanneer die volgende episode gaan wees, en dis natuurlik volgende week, selfde tyd. Baie dankie dat jy kyk en luister na Kwartlemoene. Mooi life.